Oké julle, ons gaan aan met Deuteronomium 21. Versoening van die doodslag deur 'n onbekende hand. As hulle in die land wat die Hemelse Vader jou God jou sal gee, om dit in besit te neem, een vind wat dood in die veld lê, sonder dat dit bekend is wie hom gedood het, dan moet jou oudstes en jou regters uitgaan en die afstand meet na die stede wat rondom die een lê wat gedood is. In die stad wat se naaste lê aan hom wat gedood is, die oudstes van die stad moet 'n jong koei neem waarmee nie gewerk is nie, wat nie in die juk getrek het nie. En die oudstes van die stad moet die koei afbring in die dal met 'n standhoudende water waarin nie gewerk of gesaai word nie. En hulle moet daar in die dal die koei se nek breek. Dan moet die priesters, die seuns van Levi aankom, want die Hemelse Vader jou God het hulle uitverkies om hom te dien en om in die naam van die Hemelse Vader te seën. En volgens hulle uitspraak moet elke saak van twis en verwonding afgehandel word. En al die oudstes van die stad wat die naaste woon aan hom wat gedood is, moet hulle hande was oor die koei waarvan die nek in die dal gebreek is. En hulle moet verklaar en sê, ons hande het hierdie bloed nie vergiet nie, en ons oë het dit nie gesien nie. Doen versoening vir u volk Israel, wat u, o Hemelse Vader, verlos het, en laat geen onskuldige bloed op u volk Israel rus nie, en laat die bloedskuld vir hulle versoen word. En jy sal onskuldige bloed uit jou midde verwyder, as jy doen wat reg is in die oë van die Hemelse Vader. Oor die krygsgevangene vroue, vanaf vers 10. As jy na die oorlog uitgetrek het teen jou vyande en die Hemelse Vader jou God hulle in jou hand gee en jy hulle gevangenes wegvoer en jy onder die gevangenes 'n vrou sien wat skoon van gestalte is en jy haar liefkry en haar as vrou vir jou neem, dan moet jy haar in jou huis inbring en sy moet haar hoof skeer en haar naels knip. En sy moet die klere waarin sy weggevoer is uittrek en in jou huis bly en haar vader en haar moeder 'n maand lank beween. En daarna kan jy by haar ingaan en met haar trou, en sal sy jou vrou wees. En as jy geen behaag in haar het nie, moet jy haar volgens haar begeerte laat gaan, maar jy mag haar glad nie vir geld verkoop nie. Jy mag haar nie hard behandel nie, omdat jy haar onteer het. Die eersgeboortereg vanaf vers 15. As 'n man 2 vroue het, een wat hy liefhet en een wat hy nie liefhet nie, en hulle baar vir hom seuns, sowel die geliefde as die nie geliefde vrou, en die eersgeborene seun behoort aan die nie geliefde vrou, dan mag hy op die dag as hy sy seuns sy besitting laat erwe, nie die eersgeborene reg aan die seun van die geliefde vrou gee, tot nadeel van die seun van die nie geliefde vrou nie, die eersgebore nie. Maar hy moet die eersgeborene, die seun van die nie geliefde vrou, erken, deur aan hom 'n dubbele deel te gee van alles wat hy besit, want hy is die eersteling van sy krag, die eersgeborene is syne. Oor wederstrewige kinders, vanaf vers 18. As iemand 'n koppige en wederstrewige seun het, wat nie luister na die stem van sy vader en na die stem van sy moeder nie, en hulle hom tigtig, maar hy na hulle nie luister nie, dan moet sy vader en sy moeder hom neem en hom uitbring na die oudstes van die stad en na die poort van sy woonplek. En hulle moet die oudstes van die stad sê, hierdie seun van ons is koppig en wederstrewig. Hy luister nie na ons stem nie. Hy is 'n deurbringer en 'n dronkaard. Dan moet al die manne van sy stad hom stenig, dat hy sterwe, so moet jy dan kwaad uit jou midde uitroei, en die hele Israel sal hoor en dit vrees. Begrafnis van die wat ter dood gebring is, vanaf vers 22. En as iemand 'n sonde is, wat die doodstraf verdien en hy gedood word, en jy hom aan 'n paal ophang,
dan mag sy lijk nie aan die paal oornag nie, maar jy moet hom sekerlik die dag nog begrawe, want een wat opgehang is deur God vervloek, en jy mag die land wat jou hemelse Vader jou God as erfenis sal gee, nie verontreinig nie. Okay, hoofstuk 22, oor die goed wat wegraak. Jy mag 'n bees van jou broer of sy stuk kleinvlee nie sien ronddwaal en jou vir hulle verberg nie. Jy moet hulle sekerlik na jou broer toe terugbring. En as jou broer nie naby jou is nie en jy hom nie ken nie, moet jy dit in jou huis neem en dit moet by jou wees totdat jou broer dit kom soek. Dan moet jy dit aan hom teruggee. So moet jy ook doen met sy esel, so moet jy ook doen met sy kleed. Ja, so moet jy doen met alles wat van jou broer wegraak, want hy verloor en wat jy vind. Jy mag jou nie verberg nie. Jy mag die esel van jou broer of sy bees nie sien val op die pad en jou vir hulle verberg nie. Saam met hom moet jy julle sekerlik ophelp. Verbode samevoeginge vanaf vers 5. 'n vrou mag geen mansklere dra nie, en 'n man mag geen vroueklere aantrek nie, want almal wat dit doen, is vir die hemelse Vader, jou God, 'n gruwel. As jy op pad 'n voëlnes kry in een of ander boom, of op die grond met klein voeltjies of eiers, terwyl die moeder op 'n klein voeltjie en op die eiers sit, mag jy die moeder nie saam met die kleintjies wegneem nie. Jy moet die moeder sekerlik laat wegvlieg, maar die kleintjies mag jy vir jou neem, dat jy dit met jou goed kan gaan en jy jou dae kan verleng. As jy 'n nuwe huis bou, moet jy 'n lening aan jou dak maak, sodat jy geen bloedskuld op jou huis bring nie, as iemand daarvan afval nie. Jy mag in jou wingerd nie 2 soorte saad saai nie, anders verval die volgende opbrengs aan die heiligdom, die saad wat jy saai en die opbrengs van die wingerd. Jy mag nie met 'n os en 'n esel tegelyk ploë nie. Jy mag geen gemengde stof of wol of linne tegelyk aantrek nie. Klossies moet vir jou maak aan die 4 hoeke van jou kleed, waar jy mee dit kan toemaak. Beskuldigde vroue vanaf vers 13. As 'n man 'n vrou neem en by haar ingaan en haar dan haat en haar slegte dinge nagee en 'n slegte gerugte oor haar versprei en sê, hierdie vrou het ek geneem en toe ek naby haar kom, het ek die maagdom nie aan haar gevind nie. Dan moet die vader van die moeder van die dogter die bewys die dogter se maagdom neem en na die oudstes van die stad by die poorte uitbring. En die vader van die dogter moet aan die oudste sê, ek het my dogter aan hierdie man as vrou gegee, maar hy het haar gehaat. En kyk, hy het haar slegte dinge nagegeer deur te sê, ek het aan jou dogter die maagdom nie gevind nie. Maar dit is die bewys van die dogter se maagdom, en hulle moet die kledingstuk voor die oudstes van die stad uitsprei. Dan moet die oudstes van die stad die man neem en hom tigtig, en hom 'n boete van 100 sikkel silwer oplê, en dit aan die vader van die dogter gee, omdat hy 'n slegte gerug oor 'n jong meisie van Israel versprei het. Verder moet sy vrou wees, hy mag haar nie verstoot solank as hy lewe nie. Maar as hierdie woord waarheid is, die maagdom is aan die dogter nie gevind nie, dan moet hulle die dogter na die deur van haar vader se huis uitbring, en die manne van haar stad moet haar stenig, dat sy sterwe, omdat sy skanddaad in Israel begaan het, deur in die huis van haar vader te hoereer. So moet jy dan kwaad uit jou midde uitroei. Ongeoorloofde betrekking vanaf vers 22. As 'n man betrap word terwyl hy met 'n getroude vrou gemeenskap het, moet hulle albei sterwe, die man wat met die vrou gemeenskap gehad het, en die vrou, so moet jy dan kwaad uit Israel uitroei. As 'n dogter 'n jong meisie aan 'n man verloof is, en iemand kry haar in die stad en hou met haar gemeenskap, dan moet hulle twee
na die poort van die stad uitbring en hulle stenig, dat hulle sterwe. Die dogter omdat sy in die stad nie geskreeu het nie, en die man omdat hy die vrou van sy naaste onteer het. So moet jy dan die kwaad uit jou midde uitroei. Maar as die man die verloofde dogter in die veld kry en die man haar aangryp en met haar gemeenskap het, moet die man wat met haar gemeenskap gehad het, alleen sterwe. Maar aan die dogter moet jy niks doen nie. Daar is niks in die dogter, geen sonde wat die dood verdien nie. Want soos wanneer 'n man teen sy naaste opstaan en hom doodslaan, so is hier die geval. Want hy het haar in die veld gekry, die verloofde dogter het geskree, maar daar was niemand om haar te help nie. As 'n man 'n dogter, 'n jong meisie kry wat nie verloof is nie, en haar aangryp en met haar gemeenskap het, en hulle word betrap, dan moet die man wat met haar gemeenskap gehad het, die vader van die dogter 50 sikkel silwer gee, en sy moet sy vrou wees, omdat hy haar onteer het, en hy mag haar nie verstoot solank as hy lewe nie. 'n Man mag 'n vrou van sy vader nie neem nie. Hy mag die kombers van sy vader nie oplig nie. Hoofstuk 23. Wie nie in die vergadering van die Hemelse Vader mag kom nie. Hy wat deur verbruiseling vermink of van wie 'n manlike deel afgesny is, mag in die vergadering van die Hemelse Vader nie kom nie. Geen baster mag in die vergadering van die Hemelse Vader kom nie. Selfs sy 10de geslag mag in die vergadering van die Hemelse Vader nie kom nie. Geen Amoriet, Moabiet mag in die vergadering van die Hemelse Vader kom nie. Selfs hulle 10de geslag mag nooit in die vergadering van die Hemelse Vader kom nie. Omdat julle by julle uittog na Egipte nie met brood en water op die pad tegemoet gekom het nie, en omdat Bileam, die seun van Beor uit Pitior in Mesopotamië, teen jou gehuur het om jou te vloek, maar die Hemelse Vader jou God wou nie na Bileam luister nie, maar die Hemelse Vader jou God het vir jou die vloek in die seën verander, omdat die Hemelse Vader jou God jou liefgehad het. Jy mag hulle vrede en hulle geluk solank as wat jy lewe, vir ewig nie soek nie. Die Edomiet moet jy nie as 'n gruwel beskou nie, want hy is jou broer. Die Egiptenaar moet jy nie as 'n gruwel beskou nie, want jy was 'n vreemdeling in sy land. Kinders wat vir hulle in die 3de geslag gebore word, mag in die vergadering van die Hemelse Vader kom. Die reinheid van die laar, vanaf vers 9. Wanneer jy as leer teen jou vyande uittrek, pas dan op vir enigiets wat verkeerd is. As daar iemand by jou is, wat weens 'n voorval by nag nie rein is nie, moet jy buitekant die laar uitgaan, hy mag in die laar nie inkom nie. Maar as die aand aankom, moet hy hom in die water bad, en teen sonsondergang mag hy in die laar inkom. Jy moet buitekant die laar 'n plek hê, en daarheen moet jy uitgaan, en jy moet jou gereedskap 'n grafie hê. As jy dan buitekant gaan sit, moet jy daarmee grawe, en wat jy uit jou uitgaan het, weer toemaak, want die Hemelse Vader jou God wandel in die midde in jou laar, om jou te red van jou vyande aan jou oor te gee. Daarom moet jy jou laar heilig wees, sodat hy niks skandeliks by jou mag sien nie, en hom van jou afwend nie. Ontvlugte slawe, hoere, rente ensovoorts. Vanaf vers 15. Jy mag 'n slaaf wat van sy heer na jou ontsnap het, nie aan sy heer oorlewer nie. Hy moet by jou bly in jou midde, in die plek wat hy in een van jou poorte uitgekies het, waar dit vir hom goed is. Jy mag hom nie verdruk nie. Daar mag geen hoer uit die dogters van Israel wees nie, en daar mag geen skandseun uit die seuns van Israel wees nie. Jy mag geen hoereloon of hondeprys in die huis van die Hemelse Vader jou God as enige gelofteoffer bring nie, want albei is vir die Hemelse Vader jou God 'n gruwel. Jy mag jou broer geen rente oplê nie, rente van geld, rente van eetware, rente van enigiets wat 'n mens teen die rente uitleen nie.
Die uitlander mag jy rente oplê, maar jou broer mag jy geen rente oplê nie, sodat die Hemelse Vader jou God jou kan seën in alles waar jy jou hand aanslaan in die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem. As jy aan die Hemelse Vader jou God 'n gelofte doen, moet jy nie versuim om dit te betaal nie, want die Hemelse Vader jou God sal jou sekerlik van jou eis en dit sal 'n sonde in jou word. Maar as jy nalat om te beloof, sal dit geen sonde in jou wees nie. Wat oor jou lippe gaan, moet jy hou en doen soos jy aan die Hemelse Vader jou God vrywillig beloof het, wat jy met jou mond gespreek het. As jy in die wingerd van jou naaste kom, mag jy na hartelus volop druiwe eet, maar in jou tas mag jy niks steek nie. As jy in ongesnyde graan van jou naaste kom, mag jy eet, jou hand hare afblik, maar 'n sekel mag jy nie swaai in die ongesnyde graan van jou naaste nie. Hoofstuk 24, die skeibrief en die hertrou. As 'n man 'n vrou neem en met haar trou, en as sy dan geen guns in sy oë vind nie, omdat hy iets skandeliks aan haar ontdek het, en hy haar in 'n skeibrief skrywe en in haar hand gee, haar uit die huis wegstuur, en sy uit sy huis uittrek en weggaan, en 'n ander man sin word, en die laaste man haar haat, en haar die skeibrief skrywe en haar hand gee en haar uit sy huis wegstuur, of as die laaste man sterwe, wat haar vir haar hom as 'n vrou geneem het, dan mag haar eerste man wat haar weggestuur het, haar nie weer neem en dan sy vrou word nie, nadat sy ontrein geword het nie, want dit is 'n gruwel voor die aangesig van die Hemelse Vader. En jy mag op die land wat die Hemelse Vader jou God jou as erfenis sal gee, geen skuld laai nie. As 'n man pas getroud is, hoef hy nie op kommando uit te trek nie, en hulle moet hom in geen enkele opsig iets oplê nie. 1 jaar lank moet hy vry wees vir sy huis en aan sy vrou wat hy geneem het, vreugde verskaf. Pande, menseroof en melaatsheid vanaf vers 6. Niemand mag 'n handmeel of 'n boonste maalklip as 'n pand neem nie, want hy neem die lewe as pand. As iemand betrap word wat 'n persoon uit sy broers, uit die kinders van Israel steel en hom hard behandel en hom verkoop, dan moet die dief sterwe. So moet jy dan die kwaad uit jou midde uitroei. Neem jou in ag by die plaag van melaatsheid om baie noukeurig te handel volgens alles wat die Levitiese priesters julle sal leer. Soos ek julle beveel het, moet julle dit sorgvuldig hou. Dink aan wat die Hemelse Vader, jou God, op die pad by julle uittog uit Egipte aan Miriam gedoen het. As jy aan jou naaste enigiets leen, mag jy in die huis nie ingaan om sy pand te gaan haal nie. Buite moet jy bly staan en die man aan wie jy geleen het, moet die pand vir jou buitentoe uitbring. En as hy 'n arm man is, moet jy met sy pand nie gaan slaap nie. Jy moet hom sekerlik teen sonsondergang die pand teruggee, dat hy in sy kleed kan slaap en jou kan seën, en dit sal geregtigheid vir jou wees voor die aangesig van die Hemelse Vader, jou God. Jy mag 'n arm en behoeftige dagloner uit jou broers of uit jou vreemdelinge wat in jou land in jou poorte is, nie verdruk nie. Op die dag self moet jy sy loon gee, sodat die son oor hom nie ondergaan nie, want hy is arm en sy siel verlang daarna, dat hy nie teen jou tot die Hemelse Vader roep en dit sonde in jou word nie. Die vaders mag nie vir die kinders en die kinders mag nie vir die vaders gedood word nie. Elke een moet vir sy eie sonde gedood word. Barmhartigheid teenoor die weduwee, wese en die vreemdeling van vers 17. Jy mag die reg van 'n vreemdeling en 'n wees nie verdraai nie, en die kleed van die weduwee nie as pand neem nie. Maar jy moet daaraan dink dat jy 'n slaaf in Egipte en die Hemelse Vader jou
God jou daaruit verlos het. Daarom beveel ek jou om hierdie saak te doen. As jy jou oes op die land ingesamel het en 'n gerf op die land vergeet, mag jy nie omdraai om dit te gaan haal nie. Vir die vreemdeling en die wees en die weduwee moet dit wees, wat die Hemelse Vader jou God jou kan seën in al die werk van jou hande. As jy jou olywe afslaan, moet jy nie agter jou in die takke rondsoek nie. Vir die vreemdeling, die wees en die weduwee moet dit wees. As jy jou wingerd oes, moet jy agter jou nie skoon afoes nie. Vir die vreemdeling, die wees en die weduwee moet dit wees. En jy moet daaraan dink dat jy 'n slaaf was in Egipte land. Daarom beveel ek jou om hierdie saak te doen. Okay, hoofstuk 25. Beperking van die aantal slae by geregtelike lyfstraf. As daar tussen manne 'n twis is en hulle na die gereg kom en die regters hulle vonnis en die regverdige regverdig verklaar en die skuldige skuldig verklaar, as dan 'n skuldige slaaf verdien, moet die regter hom laat en hom in die teenwoordigheid met 'n aantal slae laat slaan oor die ooreenkomstige sy skuld. 40 slae mag hy hom laat gee, nie meer nie, dat hy hom nie verder met baie slae bo te laat slaan en jou broer voor jou oë veragtelik gemaak word nie. Jy mag 'n os nie mylband as hy graan dors nie. Huwelik met 'n broer se weduwee vanaf vers 5. As broers by mekaar woon en een van hulle sterwe sonder dat hy 'n seun het, dan mag die vrou van die oorledene nie daarbuite 'n vreemde man sin word nie. Haar swaar moet by haar ingang en haar as vrou neem en die swaars huwelik met haar sluit. En die eersgeborene wat van sy baar moet staan op die naam van sy oorledene broer, dat sy naam nie uit Israel uitgedelg word nie. Maar as dit die man nie beval om sy skoonsister te neem nie, moet sy skoonsister na die poort opgaan na die oudstes toe en sê, my swaar weier om sy broer se naam in Israel in stand te hou. Hy wil met my die swaarshuwelik nie sluit nie. Dan moet die oudstes van sy stad hom roep en met hom spreek. Bly hy dan daarby staans en sê, dit beval my nie om haar te neem nie, dan moet sy skoonsister voor die oë van die oudstes na hom toe naderkom en sy skoen van sy voet aftrek en in sy gesig spieg. En sy moet verklaar en sê, so moet met die man gedoen word wat die huis van sy broer nie wil bou nie. En sy naam moet in Israel genoem word, die huis van die kaalvoet. As manne met mekaar veg, die een met die ander en die een se vrou aankom om haar man te red uit die hand van een wat hom slaan en haar hand uitsteek en hom by die skaamdele gryp, dan moet jy haar hand afkap. Jou oog mag nie verskoon nie. Regte gewigte en mate vanaf vers 13. Jy mag nie twee soorte weegstene, 'n groote en 'n kleintjie in jou sak hê nie. Jy mag in jou huis nie twee soorte efas, 'n groote en 'n kleintjie hê nie. Jy moet 'n volle en regte gewig hê. Jy moet die volle en regte efa hê, sodat jou dae verleng mag word in die land wat die Hemelse Vader jou God jou sal gee. Want almal wat hierdie dinge doen, is 'n gruwel in die Hemelse Vader jou God, almal wat onreg doen. Amalek moet uitgeroei word, vanaf vers 17. Dink aan wat Amalek op die pad by julle uittog uit Egipte aan jou gedoen het, hoe hy jou op die pad tegemoet gekom het en by jou die agterhoede al die swakkes agter jou verslaan het, terwyl jy moeg en mat was, en hy, God, nie gevrees het nie. As dan die Hemelse Vader jou God vir jou rus gee van al jou vyande rondom in die land, wat die Hemelse Vader jou God jou as erfenis sal gee, om dit in besit te neem, dan moet jy die gedagtenis van Amalek onder die hemel uitdelg, vergeet dit nie, tot sover.